Goeiemôre ons eie pastoor Koppie. Goeiemôre, ons eie Marilou en ons eie luisteraarsoggend. Hoe gaan dit met julle? Nee, het gaan aan. Nog nie heeltemal weggespoel en net so bietjie gister aan daai kant, maar ek verstaan as ander plekke en areas val daar op die oosrand baie al gehad, baie reën gehad, ja. Pretoria area ook. So daar's baie plekke wat nogal skade gehad het. Maar ja, hy wolkbreek van gisterand het vandag gekom hoor, van gistermiddag althans. Ja, maar dit is so lekker nee, hierdie reentjie. Ai, Here is goed vir ons. Ja, ons het dit altyd nodig, alhoewel mense gaan oor alles mos kla. Ja, dis ook so nee. Absoluut, ja. As dit te warm is klaar, as dit te koud is klaar. Ja, as dit te veel reën klaar is, as dit te min reën klaar is. Al daai dinge. Nou ja, geliefdes, die laaste 2 kere wat ek hier was, het ek bietjie met julle gesels oor die waarom en die daaroms en so aan. En ek wil vandag hierdie maand wil ek afsluit met weer 'n keer met 'n waarom. En ek wil begin om vir u te vra, vir wat skaam jy jou? Waarvoor is jy skaam? En waarom is jy skaam daarvoor? Want ons is mos altyd ook iets skaam vir iets. Net skaam vir 'n vuil kombuis, skaam vir 'n vuil huis, skaam vir 'n de mekaar garage, skaam vir 'n vuil kar, daai tipe goed. Maar snaaks genoeg, ons raak mos nie skaam as ons nie die woord van God uitleef nie. Want ons dink dit is nie iets om oor skaam te wees nie. Maar nog steeds moet ons skaam wees daaroor. Jy sien, daar is soveel mense in vandag se lewe wat swaar laste dra. En nie net vir 'n oomblik of 'n sekonde nie, maar vir dae, maande, jare. En van hulle wissel ook die tydelike met die ewige, met daai laste wat hulle dra, sonder om ware hoop en vrede te vind. En ons wat onsself Gods kinders noem, of as jy jouself nou Christen noem, wat jy ook jouself noem, is mos veronderstel om die lewende woord van God binne in jou te dra, is dit nie? Maar hoekom is jy stil oor daai lewende woord van God, wat jy binne in jou het? Ek luister vanoggend weer eens en elke oggend is ek ook op my program die boodskappe ook so van almal, van Bram en Aida en Johan hulle en Martie en Tannie Letty hulle en almal ook uitdra. Dan kom dit by my op, dis 'n platform wat hulle gebruik om die woord van God, die lewende woord uit te dra van hulle kant af. Maar daar is soveel ander mense wat, hulle voel hulle moet maar undercover wees. Want die woord toe hulle die saligmaking gekry het, die verlossing gekry het deur Jesus Christus, toe het hulle besluit, maar ek hou dit vir myself. En niemand mag ooit daarvan weet nie, want dit is 'n massiewe staatsgeheim. En dan word hulle stil. En baie van ons raak stil. Jy sê geliefdes, is alles goed en wel om die woord van die Vader uit te dra op sosiale media netwerke. Maar wanneer het jy werklik waar vir iemand gesê dat face to face, 'n vreemdeling, daar in die straat, daar in die winkelsentrum, daar waar jy ry staan om jou goedjies te betaal, dat Jesus lief is vir hulle, dat daar 'n God is, 'n ware God, en dat jy gered deur Jesus Christus kan word. Hoekom raak ons skaam as ons buite kom, daar in die openbaar, om die woord van God uit te leef? Dit is mos makliker om vir ons op 'n dag, een dag in 'n week, daar by 'n plek van samekoms, waar ons tussen al die ander is, wat nou ook gekom het om die woord van die Here uit te leef, dit daar te doen. Maar as ons op ons eie is, wil ons nie. Jy weet, Markus 8:38 sê vir my, want elkeen wat hom vir my en my woorde skaam, en hierdie oorspellige en sondige geslag, vir hom sal die seun van die mens hom ook skaam, wanneer hy kom in die heerlikheid van sy Vader met die heilige engele.
Dis harde woorde die, né? Harde woorde die, wat ons hier in Markus lees. Die Vader maak dit baie duidelik. As ons skaam is vir sy woord, as ons skaam is om sy woord uit te leef en uit te dra, gaan sy seun, Jesus Christus, ook skaam wees, wanneer dit kom, die dag kom, wanneer ons daar gaan kom staan voor die troon. Daar wanneer ons wil wees in die heerlikheid van God, die heerlikheid saam met al die engele. Dit is mos nie wat ons wil hê nie, dat daar geskaam moet word om te sê, daai, Aubrey, ek is skaam vir jou, omdat jy nie die woord uitgedra het, die lewende woord, wat jy moes uitgedra het nie. Piet, Koos, Sunny, Jannie, Gerk, Griektie, wat ook al jou naam mag wees. Is dit wat ons graag wil hê? Hier is 'n absolute ernstige waarskuwing, maar ook 'n roepstem. Hier is 'n oproep vandag om te sê, stop jou skaamte. Want God verwag van ieder en elk van ons om ligdraers te wees. In hierdie donker wêreld waarin ons bly. Hierdie wêreld wat oorval is, waar die vyand seker gemaak het van die werkloosheid, die hongersnood, die moord, die onreg, wat die orde van die dag geword het. En daarom het hy seker gemaak, dat hierdie donker wolke van die bly oor dit hang. Ons wat die ligdraers is, wat God die autoriteit en die mag deur sy seun Jesus Christus gegee het, om daai donker te verdryf. Ons doen dit nie, want ons is skaam vir die lewendige woord. En daarom wil ek 'n beroep vanoggend doen. Ons mag nie langer stil bly nie. Nee. Vanoggend het julle gehoor wat Markus 8:38 sê. So jy het nie meer 'n verskoning om te sê, ek het nie geweet nie. Want dit is alreeds aangeteken agter elke een se naam wat luister na hierdie boodskap. Elke liewe dag in ons lewens kry ons die geleentheid om iemand met liefde te bemoedig of 'n eenvoudige getuienis iemand mee aan te raak. Iets wat in ons eie lewe of in iemand andersin gebeur het. En so maak ons die Vader, Seun en Heilige Gees sigbaar deur ons woorde en ons dade. Onthou, dis altyd daai klein saadjie wat ons plant. Daai klein saadjie wat ons kan verseker maak met die lewende water van die woord. Dat daai saadjie vir ewig kan verander, ook in die lewende woord van God. Ons het 'n keuse om te maak. Gaan ons nog steeds skaam wees? Of gaan ons sê, die skaamte is verby. Ons gaan nou met oortuiging en nederigheid leef, as 'n kind van God, van die lig. Onthou net een ding, geliefdes, daar waar die lig van die drie-enige God skyn, die lig van die Vader, die Seun en die Heilige Gees, daar sal die duisternis wyk. Satan, die duiwel en sy demone sal wyk. Hulle het nie 'n keuse nie. Want die woord van God sê so. Almagtige God, Hemelse Vader. Vader, ons kom vanoggend na U toe met 'n hart van reinheid. 'n Hart wat sonde bely het, Vader. Eerder is 'n hart wat net vra vir liefde en aanvaring. En ons vra vanoggend weer eens, Vader, vergewe ons vir die tye wat ons stil gebly het. Toe U ons wou gebruik het, toe U ons aangeraak het, maar ons nog steeds teruggetrek het. Toe ons soos Moses was wat gesê het, ek het 'n spraakprobleem, ek kan dit nie doen nie. Maar ons wou nie die hulp vat wat U vir ons gegee het nie, soos wat Aaron vir Moses gegee was nie, om die spreekbuis te wees nie. Daarom, Vader, gee ons vandag die moed, die krag en die insig, om U woord met liefde en waarheid uit te leef, Heer. Laat ons nie skaam wees vir U nie, maar met trots U naam uitdra, Vader. Laat dit uit ons uitstraal. As die duisternis sien dat ons aankom, dat hulle al reeds pad vat. Gebruik ons as ligdraers van hierdie donker wêreld.
Daarom kom ek op gesag van die woord vanoggend, Vader, en ek sny alles af. Ek verklaar alles tot niet, dat alles afgeskerwe het, wat in die pad staan, om na vorentoe te kom, is ligdraers, in die naam van Jesus Christus. Daarom sal ons nie meer hoef te vrees nie, en ons vrees ook nie meer Satan, die duiwel en sy demoniese magte nie. Want op gesag van u woord, Vader, kan ek lig en lewe, en so kan ons elke ene, as ons uit ons skaamte uitwegstap, lig en lewe oor elke broeder en suster in Jesus Christus. Kan ons uitspreek, Vader, dat daar weer lig en lewe in hulle lewens sal kom met hulle gesondheid, hulle finansies, hulle huwelike. Elkeen se persoonlike verhoudings waarna hulle betrokke is, en die verlovings. Hulle besigheidsondernemings, wat u so aan hulle toevertrou het, en die plekke van indiensneming waar u hulle ingeplaas het. Maar dat daar opnuut weer lig en lewe in elkeen se persoonlike, geestelike welsyn en lewe sal wees vanoggend. Dat daar opnuut bare krag is om die lig te laat uitlewe, en dit dan sal oordra na elkeen se huislike geestelike welsyn toe. Geliefde broers en susters, luisteraars, die drie-enige God seën en behoed u vanoggend. Die Vader laat sy aangesig oor jou verskyn en hef. Hy gee in jou vrede. Die Vader kom en hy plaas nou sy naam op elke een se hart, sodat jy sy seën, sy genade, sy vrede kan ondervind en kan aantrek en aanvoel. Hy laat sy aangesig werklik waar oor jou verhef vanoggend. En dit alles deur die saligmaker en verlosser, Christus Jesus, wat dit moontlik maak. Wat aan daai kruis van Golgotha ons vrygekoop het met sy bloed. En daarom in Jesus naam sê ons almal eendragtig vanoggend. Amen. Amen en amen. So dankie. Dankie, Aubrey. Daai gebed van jou dek so alles in mense lewens. Dit is so belangrik om te bid vir verlowings, te bid vir ons kinders, vir ons kleinkinders en vir hulle toekomstige maats ook. Absoluut. Dit is so belangrik, né? Absoluut. Jou preek vanoggend, ja, dit is so belangrik dat dit wat jy sê, mens moenie skaam wees nie. Ek is glad nie skaam om die Here se naam vir enigiemand te verkondig nie. Glad hoegenaamd nie. Ja, maar dit is so 'n klein presentasie wat nie skaam is om dit te doen nie. Dis waar die verskil in kom. Jammer nie. Almal, dink net as almal eendragtig opstaan en sê, ek is nie meer skaam om God se naam te verkondig nie. Ek is nie meer skaam om die woord daar uit te dra nie. Maak nie saak waar ek is en wat ek doen nie. Dit sal 'n revival. Het jy gedink wat se revival gaan daar wees? Hoe gaan die donker voor ons vlug aan die einde van die dag? Sjoe. Ja, ek stem 100% saam met jou. Daar is hy. Dankie Aubrey, dankie Jill, julle moet 'n lekker res van die week hê. Dankie.